Jesus, U is die naam bo elke naam. Die naam wat ons vanoggend verheerlik in hierdie plek, my God. Ons verklaar vanoggend Jesus oor Nuwe Lewe Familiekerk. Ons verklaar vanoggend Jesus oor elke gemeentelid, elke besoeker hier vandag, elke gemeentelid se familie vandag, Here, verklaar ons Jesus. Ons verklaar Jesus oor die Weskaap, oor Brackenfell, oor Suid-Afrika, Here. Ons verklaar Jesus, Here, in hierdie gemeente vanoggend, my God. Die naam bo elke naam, Here. Die naam by wie elke knie sal buig en elke tong sal bely, Here Jesus, dat U God is. En mag U naam vanoggend, Here, verheerlik word bo alles, my God. Here, vat vir my weg. Vat vir my weg, Here. Vat die worship weg, Vader. Vat elke een hier teenwoordig weg, Here. Maar U naam, Here, sal vas staan, Here, soos 'n rots, my God. 'n Rots, Here, in 'n stormtyd, Vader. 'n Rots, Here, want U is die rots, Here, waarop ons voete geanker is, my God. Vader, ek bid, Here, dat die woord wat vanoggend sal uitgaan, Here, U woord, my God, wat skerper is as 'n tweesnydende swaard, Here. Here, dit sal skeiding bring tussen siel en tussen gees, tussen gewrig en murg, Here. En dit sal ontbloot, Here, die bedoelings en gedagtes van ons harte. Ek bid vanoggend, Here, dat U woord, my God, nie leeg sal terugkeer nie, my God. Maar dit sal doen, Here, dit waarvoor U dit gestuur het, Vader. En tot stand bring, my God, dit waarvoor U dit bestem het, Here. En ek bid vanoggend, Here, dat ons gedagtes, my God, gevange geneem sal word tot gehoorsaamheid aan Christus Jesus. Hier waar ons is, Here, in hierdie plek van byeenkoms, Here. Hier waar ons is, Here, om U naam groot te maak, Here. Dat die vyand nie sal kom, my God, en ontwrigting saai nie, Here. Dat die vyand nie sal kom, Here, om gedagtes weg te laat dwaal, Vader, op iets anders te fokus nie, Here, maar sal fokus, my God, op U, Here Jesus. U is die weg, U is die waarheid, en U is die lewe, Here, en ons loof en ons prys U naam, Here. Ons sê vanoggend, Here, halleluja, Here, halleluja, Here, aan die koning van alle konings, Here. En ons bid dit alles vanoggend in die wonderlike en kragtige en almagtige naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Ja, maar ek het nie net om gevra nie, is enige besoekers vanoggend? Die eerste keer hier by ons, nie? OK. So ek is aan veilig. Julle vanoggend se tema, druppel vir druppel. En dit loop so hand aan hand met ons tema vir 2026, né? Dat saam is beter. Saam is definitief beter. So, ons almal weet, een druppeltjie wat eers val, né? Uit die hemel uit. Dink julle dit gaan enige verskil maak aan enigiets? Ek dink nie so nie, né? Een druppeltjie wat eers op 'n barre, droë stuk grond val, gaan nie so seer enige impak hê op wat ook al daar aangaan nie. As daar blomme is, daar plante is, of nie plante is nie, as dit 'n droë, gekraakte en gebarste stuk kleigrond is, daai een druppeltjie gaan verseker geen verskil maak nie. Maar Jesus sê vir ons, voor ek daar kom, saam, né? 'n paar druppeltjies saam begin 'n impak te maak. Sodra daar 'n paar druppeltjies saam op dieselfde plek te val, dan begin daar 'n verandering kom, né? Die grond raak bietjie klammerig, grond raak 'n bietjie sagter, die grond begin nie, die druppeltjies en die water wat val so stelselmatig te absorbeer. Later begin daar so 'n klein stroompie te vloei, né? So 'n klein stroompie wat net so, miskien nou soos die kontoure is, waar ook al krake is, begin die stroompie te vloei, en later dan raak een klein stroompie, raak 2 stroompies, raak 3 stroompies, raak 10, en dan het ons 'n
'n rivier wat op die ou end van die dag vloei. So dit is maar hoe God die natuur in mekaar gesit het. En Jesus beskryf dit vir ons in Johannes 7 vers 38, nee, waar Jesus sê dat die interne werking van die Heilige Gees is iets wat hier in ons binneste begin, hè? Nou ek het 'n nuwe jaar of ou jaar het ek dit ook. Die werking van die Heilige Gees begin hier in jou binneste, nê? En van daar raak dit soos 'n onstuitbare vloei, nê, uit jou uit. En dis waar mense geraak word, dis waar mense geïmpakteer word, nê, deur die krag en die werking van die Heilige Gees soos dit uit jou uitvloei. So Johannes 7 vers 38 praat Jesus, hy sê, met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Glo jy vandag, nê? Sit jy hier vandag omdat jy glo in Jesus Christus? As jy glo in Jesus Christus, dan sê die woord vir ons, strome van lewende water sal uit jou uitvloei, nê? Sonder twyfel. Daar's nie 'n maar dit of 'n maar dat nie. Al voorwaarde is net, as jy glo, nê? Glo jy in Jesus, dan sal daar strome lewende water uit jou binneste vloei. So, net so vinnig verduideliking, ek weet nie wie se wiskundiges of die makelaars en al die goedjies hier rond nie, maar weet julle almal wat beteken saamgestelde rente? Nee, eintlik nie. Dit is nou as jy, sê maar, kom nou net uit die skool uit, en jy besluit jy wil 'n pensioentjie uitneem, en jy betaal nou elke maand, sê maar nou, R120 'n maand, terwyl jy nou op daai ouderdom is, né? En so, weet ons mos nou, die jaarlikse eskalasie, maar ten spyte van dit, betaal jy 'n klein bedragie, elke maand, maar jy betaal dit vir, sê maar 30, 35 jaar, tot jy by aftrede kom. Saamgestelde rente beteken dat op 'n sekere punt begin die rente wat jy verdien op daai geldjies wat jy inbetaal het, begin rente te verdien. Met ander woorde, dit vermenigvuldig in so 'n mate dat wanneer dit kom hier by aftrede, as jy nou kyk na 'n grafiek, dan beweeg hy stadig en dan sê maar so 5 of 10 jaar voordat jy nou by aftrede kom, dan klim dit ewe skielik, né? Dan gee dit vir jou 'n groot opbrengs. So dit is, hulle noem dit nou saamgestelde rente, nê, of compound interest, as jy nou Engels wil wees, nê. So saamgestelde rente. So dieselfde met 'n druppeltjie water. Presies dieselfde werk dit met 'n druppeltjie water. So ek nou gesê, daai een druppeltjie wat kom val, is miskien niks seggend, nê. Dit maak geen verskil nie. Maar dan val daar nog een. En dan val daar nog 2. En dan val daar nog 'n paar. En dan val daar nog sommer 'n hele wolkie, né? En so begin dit al hoe meer en meer en meer raak. Soos ek gesê het, tot daai grond so versadig raak, dat die water begin uitstoot en dan begin die water nou boorloop, né? Dan begin 'n stroompie te vorm. En dan begin dit 'n rivier te vorm. So as jy al ooit droog in jou lewe ervaar het, dat jy voel maar alles, jou lewe lyk op hierdie stadium amper soos 'n stuk harde kleigrond, né? Daai blokke soos dit uitdroog, né? Ons weet mos nou gekraakte aarde, né? Voel jy miskien vandag dat jou lewe so lyk? Maak nie saak of jy bid nie, dit werk nie. Maak nie saak of jy iemand vir jou bid nie, dit wil nie werk nie, né? Niks gebeur nie. Maak nie saak of jy probeer Bybel lees nie, jy verstaan niks nie. Maak nie saak wat jy doen nie, dinge wil net nie vlot nie. Maar dan, ek gesê het, ons het ons hierdie gebedsaksie of gebedsmaat, maar dis waar gebed intree, né? Dis waar gebed inkom. En ons het 'n kort getuienis van die droogte toe ons in, dink was 2017, 2018, né, wat ons die stap vir hoop gedoen het. En
Ek kan nooit daai dag uit my gedagtes uitkry nie, want dit het so geweldige impak gemaak in my lewe, nê? Want wat die krag van gebed is, nê? Hoe lank was die Weskaap getuister, nê, deur droogte? Hoe lank was daar watertekort, nê? Hoe lank het ons gesukkel om, jy kan die gras nat maak, jy kan nie jou blommetjies nat maak, jy alles wil vrek, nê? Alles het water nodig, maar jy kan nie water gee nie, want daar is nie water om te gee nie. En ons stap die dag, ons het Franshoek oor die berg gegaan, daar by Karmel, daar is so Christen kampplekkie daar geslaap die nag, en die volgende dag stap ons Viliersdorp se kant toe. En daar is omtrent so, dink so 12-13 km voor jy by Theewaterskloof se dam kom, nê, op die wal. Maar soos ons aangestap kom daai kant toe, sien ons maar, dit lyk of daar iets brand, nê? Dit is so rookwalm wat so daarna Viliersdorp se kant toe trek. En ons wat gestap het, sê nog mekaar, joh, dit is iets met eers brand. Want soos jy aangestap kom, jy sien dit is so, dit lyk soos 'n rookbank wat daai kant toe trek. En soos ons nader kom, begin jy die realiteit besef van wat dit eintlik is. Toe is dit die stof wat oor daai dam, soos die wind waai, gaar hy stof op, nê, en hy maak soos 'n stofbank wat oor daai dam trek, nê, Theewaterskloof dam. Dat daai dam so droog is, tot daar by die brug wat jy van Grabouw af in Viliersdorp inry, nê. Toe is daar soos 'n niks water nie, nê? Niks, letterlik niks. En ons as 'n groepie het gaan sit en ons het regtig waar God vertrou, nê, vir 'n deurbraak om reën te bring. En ons het daar gebid en regtig waar God se teenwoordigheid ervaar, net daar waar ons gesit het langs die pad. Jy's moeg gestap, man. Dis warm. Dit was seker een van die warmste dae wat daar was toe ons gestap het, nê? Want jy stap die hele tyd op teerpad en die teerpad raak ons maar warm. Voete is vol blaase. Maar jy sit langs die wal van daai dam en jy vertrou die Here vir 'n goddelike deurbraak, 'n goddelike ingryping. En daar waar ons was 6, nê? Ons 6 het daar gesit en ons het gebid. Ons het saam gebid en ons het God vertrou vir 'n deurbraak. Ons het daar opgestaan en toe begin die aanvalle, so die een na die ander, nê? Sommige so in die groepie tussen ons. So die een na die ander begin die aanvalle. En jy sal nie glo nie, daai nag begin dit te reën. Daai nag begin dit so te reën dat die persoon wat ons sakke en klere en goeders aangery het van die een punt na die volgende punt toe, hy kon nie eers behoorlik huis toe ry, hy kon nie voor hom sien nie. So het dit gestort reën, net daar waar ons gebid het. So, as jy al ooit getwyfel het in gebed, nee, dis hoekom ons so sterk staan in gebed, nê. As jy al ooit getwyfel het in gebed, nê, dit is God wat kom intree waar jy 'n behoefte het, nê. Waar jy in daai barre droë stuk kleigrond, nê, waar dit so bar en droog is dat jy nie weet wat kom of wat gaan nie. So moet nooit ooit gebed onderskat nie. Baie mense is miskien skaam of huiwerig of wat ook al, maar glo my, deurbrake kom wanneer jy God vertrou, nê? In daai situasies waar daar nie 'n ander uitweg is as om op God te vertrou nie. Ons het in geloof, het ons daar saam gesit langs daai wal van daai dam, van daai Theewaterskloof dam, en jou hart kry sommer so 'n rukking as jy kyk daar en is droog en is bar, en die wind waai en is net stof, jy sien nie is eintlik 'n water op die dam nie. Alles is net stof en droog en is warm. Maar God weet beter, As God dit so verkies het dat ons op daai punt, ek weet daar was baie gebede reg oor die land, vir die droogte getuisterde area daai tyd. Maar as God dit goed gedink het op om daai tyd, toe ons daar gebid het, na al die gebede van al die gelowiges saam, daar moes gebid het en gesê het, tjoep, daar maak hy die sluise van die hemel oop,
hoe weet jy dat jy nie volgende is nie? Hoe weet jy dat van al die gebede van al die gelowiges, nê, wat God nou al voor hom het, nê? Want die Bybel sê vir ons gebede, al die gebede van die gelowiges kom voor hom, nê, kom voor God. So hoe weet jy dat daai gebed wat iemand vir jou bid, nie die laaste gebed is wat, ek sê nie God het dit nodig nie, maar wat God gebruik, nê, om 'n deurbraak in jou lewe te bring. So moet nooit ooit die krag van gebed onderskat nie. So, kyk hierso. Ja, in die Ou Testament in Esegiel, as ons weer kyk na daai saamgestelde rente, nê, die compound interest van 'n waterdruppeltjie, in Esegiel is daar 'n voorbeeld van presies dit, nê? Esegiel 47 vers 1 tot 5. Kan jy dit opsit daar, Gerard? Luister gou mooi wat staan hier. Dis waar Esegiel 'n visioen gekry het, waar water as 'n klein stroompie begin en al hoe sterker en dieper raak hoe verder dit beweeg. Vers 1. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. Met ander woorde, die water het net so deurgesypel, né? Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkel diep. So daai syferwater het toe al begin en dit is nou al enkel diepte, né? Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. So toe is die water nou al kniediep. So van syferwater na enkel diepte na kniehoogte. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie. So, daai syferwater wat van die altaar af gekom het, of verby die altaar gesyfer het, was eers net ons almal weet hulle syferwater, né? Dit kom net so op die oppervlak en dan begin hy so te loop. En toe is dit enkel diepte, kniediepte, heuphoogte en toe is dit water wat jy nie kan deurswem nie. So Psalm 1 praat van presies dit, né? Praat ook van waterstrome, maar veral van bome wat geplant is, né? Langs daardie waterstrome. Het jy ooit gedink aan hoe 'n boom water kry? Jy kan hom gaan plant en dis dit. Maar hy moet op 'n manier water kry sodat hy wortels van hom kan ook begin uitskiet, né? En gaan begin water soek onder die grond. En dis presies wat Psalm 1 van praat. Hierdie bome is geplant langs waterstrome. Maar die boom moet nog steeds sy wortels gebruik, né? Hy moet nog steeds 'n bietjie effort wees van die boom se kant af om daai bron wat hom in die lewe gaan hou, né, te gaan soek. So as dit die waterstrome is wat daar verbyloop, dan gaan hy daar intap. En dit gaan hom in die lewe hou. En dit is presies dieselfde met ons in ons geestelike lewe. Hierdie bron van water, né, is die Heilige Gees in jou lewe. So as jy nog nie geestelik ingetap het by die lewende bron, né? Lewensbron, die lewensaar, né, van jou as 'n Christen, van jou as 'n kind van die Here,
dan het dit tyd geraak dat jy dit doen. Want elkeen van ons het nodig om in te tap, né? Om jou wortels so, geestelike wortels, so te laat deurdruk, né? Deur al die struikelblokke, te laat deurdruk, tot jy by die lewensaar uitkom, wat jou aan die lewe gaan hou. Ok, kom ons lees gedaar op Psalm 1 vers 3. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So jy gaan daagliks moet gekoppel wees aan daai lewensaar, né? Sodat die vrugte wat jy dra, of in ons geval die vrug, né? Die vrugte wat ons dra, kan bly groei. Sodat jou blare, wat eintlik jou dade en jou aksies, dit wat die mense sien, né? Want dis wat die mense die meeste sien, is die blare van die boom, né? Vrugtebome dra mos net 'n sekere tyd van die jaar. Maar dan moet die omstandighede ook so wees, dat hy dit wel kan dra. Maar die blare is dit wat die mense van jou sien. Die blare wat groen is, beteken dis jou aksies en jou dade, en dit wat die wêreld van jou daar buite kan sien. Maar as jy nie gekoppel is aan die lewensaar, né, aan die Heilige Gees nie, wat gaan gebeur met daai blare van jou? Wat gebeur as 'n boom doodgaan? Blare raak geel, né? Hulle raak vaal. Hulle val af, né? Hulle gaan lê op die grond en hulle vrot, né? Of hulle kwyn weg. Dit is wat gebeur as jy nie ingetap is aan die lewensbron nie, né? Die lewensaar. So ook in ons stap in die lewe. Ons as kinders van die Here, ons is veronderstel om vrug te dra. Baie maal is dit klein vruggies, groot vruggies, maar ons almal is veronderstel om vrug te dra. En 'n saamgestelde vruggie, né? Die saamgestelde vrug-effek verseker dat die vrug nie net 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar 'n konstante maandelikse vrug. Met ander woorde, as ons teruggaan na Jesegiel 47 vers 12, gaan hulle aan daarso die profesie waar staan: weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra. En luister gou mooi, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Daai stroom waar jy intap, né, om jou vrug te laat dra, kom uit die heiligdom, né? Dit is die Heilige Gees. Dit is lewende water in ons. Ons almal weet Galasiërs 5 praat van die vrug van die Gees. Ek dink baie van ons maak die fout en baie, miskien in die begin ook, maak die fout om te sê dis vrugte van die Gees. Dis nie vrugte van die Gees nie. Al is daar 9 vrugte van die Gees, nê. Dit is nie 9 vrugte nie, maar dit is actually 1 vrug. Jy het 1 vrug van die Gees wat bestaan uit liefde, nê. Wat bestaan uit vreugde. Wat bestaan uit vrede. Wat bestaan uit geduld. Wat bestaan uit vriendelikheid. Wat bestaan uit goedhartigheid. Wat bestaan uit getrouheid. Wat bestaan uit nederigheid en wat bestaan uit selfbeheersing. So daai is die 9 vrugte, nê, uit die vrug. So die rede hoekom ek so sê, as jy gaan kyk na die woord, die Griekse woord vrug, nê,
in Grieks, in Galasiërs 5, vers 22 tot 23, is die Griekse woord is karpos. Soos kar en pos wat jy pos, né? Karpos. Maar daardie woord is 'n enkelvoud woord. So, dit is nie 'n meervoudige woord nie. Met ander woorde, dit beteken nie vrugte nie. Dit beteken een vrug. So, die vrug van die Gees is een vrug. So hierdie alles, al hierdie 9 is een vrug, né? Al is dit verskillende vrugte, dis eintlik verskillende geure of smake of variëteite van een vrug, maar die vrug is die vrug van die Gees, né? So, dit staan vir die natuurlike gevolg van ons dade en aksies. Dit beteken is die vrug van 'n boom, né? Daai woord karpos beteken is die vrug van 'n boom, 'n wingerdstok of soos 'n appel of 'n koringkorrel of enigiets. Maar dit word op 'n metaforiese, né, of 'n wyse word dit gebruik in die Bybel. So Gerard, jy kan gou daai prentjie vir my opsit. Ek het na die beste van my vermoë te probeer verduidelik daar in 'n prentjie gedeelte presies wat ek nou eintlik wil sê. So ek hoop julle verstaan dit so. Jy sal sien dis die vrug van die Gees, né? Soos ek nou gesê het, Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Dis die druppeltjie van die Heilige Gees, liefde. En onder is die 9 vrugte van die Gees, né? Of vrug van die Gees. Of een vrug wat uit 9 variëteite bestaan. So daar is liefde, is 1, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. So, as ons begin om gebruik te maak of ons vrug van die Gees te beoefen, né? Is dit nie elke vrug op sy eie nie. Ek gaan nie vandag liefde openbaar en net liefde openbaar nie. Want as jy liefde deur die Heilige Gees openbaar, dis hoekom ek nou liefde bo gesit het, net daai druppeltjie wat val. Hy gaan nou in daai druppeltjie val. En daai liefde gaan 'n effek hê op jou liefde, jou goddelike liefde. Dit gaan 'n effek hê op jou goddelike vreugde. Dit gaan 'n effek hê op jou goddelike vrede. Dit gaan 'n effek hê op jou goddelike geduld. Dit gaan 'n effek hê op jou goddelike vriendelikheid. Dit gaan 'n effek hê op jou goddelike goedhartigheid. Dit gaan 'n effek hê op jou goddelike getrouheid. En dit gaan 'n effek hê op jou goddelike nederigheid en ook jou goddelike selfbeheersing. So elke keer, en jy kan daai liefde, kan jy nou vervang met vreugde. So wanneer jy in goddelike of geesvervulde of geesgeleide vreugde begin opereer, dan het dit effek op goddelike liefde, goddelike vreugde, goddelike vrede. Hulle kan nie apart van mekaar staan nie. Dit is hoekom die vrug van die Gees is al 9. Die vrug van die Gees is nie 1 liefde nie. Is nie 2, dis nie vrugte nie, nê. Dis vrug. Soos wat die Griekse betekenis, dis vrug van die Gees. Daai 9 geure wat mense by jou bespeer, nê. Alles saamgevat maak die vrug van die Gees. En die een kan nie sonder die ander ene opereer nie. Die een kan nie sonder die ander ene beweeg nie. So, wanneer jy selfbeheersing uitoefen, wat gebeur? Dit affekteer alles, nê. Elke een van daai. Omdat hulle so naby mekaar inskuif, nê.
Hulle vorm deel van een vrug. En dit is die vrug wat deur die Gees gevoed word, deur die Heilige Gees. So wanneer jy gekoppel is aan die lewensbron, die lewensaar, die Heilige Gees in jou lewe. Wanneer jy tot bekering kom, die mense bid vir jou om die Heilige Gees te ontvang, dan begin dit te manifesteer in jou lewe. En dit is die blare wat mense sien, dit is die vrug wat mense aan jou boom sien. Opereer jy in liefde, maar daai liefde staan nie op sy eie nie, soos ek gesê het. Elke een van daai gaan geïmpakteer word, omdat dit deur die Gees van God gelei word, Omdat dit deur die Gees van God gelei word. En presies dieselfde wanneer dit kom by gebed. Ek het net maar gesê, presies dieselfde wanneer dit kom by gebed. Dieselfde effek het ons wanneer ons as ons liefde vervang met gebed. Daai selfde impak het dit ook as dit deur die Gees van God gelei word, Dan gaan daai vrug van die Gees, gaan geaffekteer word of geïmpakteer word, maar positief, Omdat dit die Heilige Gees geïnspireerd is, omdat dit deur die Heilige Gees gelei word, Omdat deur die Heilige Gees gedryf word. So wanneer ons gebed van bo af indrup, So wanneer jy in gebed gaan, wanneer jy God vertrou vir 'n deurbraak, en as jy sukkel met een van daai goeters, alles ontwikkel nie dieselfde nie, maar dit het 'n impak op mekaar. So jy kan miskien voel, maar as jy nie in goddelike, hoe kan ek nou sê maar goddelike geduld opereer nie, dan kan jy nie sê dat jy die vrug van die Gees het nie. Want alles is saam, Alles werk saam. Alles is een vrug wat die mens aan jou sien, wat God vir jou kom gee het om te sê, maar kom ons kyk na die ou, wat is daar, So, en jy sal sien, soos jy God vertrou om daai verskillende geure in jou te probeer laat opstaan, Laat dit nie verrot raak nie, laat dit nie vrot raak nie. Maar eerder dat dit 'n aangename geur is wat mense sê, maar luister hierso, wat het daai persoon dan? Wat is daar anders in sy lewe wat so 'n impak maak dat jy kan God eintlik in sy teenwoordigheid sien, en ervaar. En dit is dit. Dis waar die vrug van die Gees in ons lewens tasbaar is en moet wees. Ons gou fokus op gebed, soos ek gesê het, Openbaring 8 vers 3 tot 4. Waar daar staan geskrywe, 'n ander engel het toe gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee, om dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God. So moet nooit dink, jou gebed gaan nêrens nie, tensy jy vasklou aan sonde in jou lewe, Dan sê die Bybel ook vir ons in Jesaja, dit is soos 'n muur wat opgetrek word tussen ons en God, God hoor nie jou gebede nie. Maar as jy weet jou lewe voor God is reg, en jy staan voor God en jy bring 'n gebedsoffer voor hom, God sal dit hoor, Hy sal dit hoor. Al wat dit nie gaan gebeur nie, soos ek sê, is as daar sonde in jou lewe is en jy koester daardie sonde, Jy bely dit nie voor die Here nie. Jy bring dit nie voor die Here en sê, Here, help my dat ek ontslae kan raak hiervan nie. Maar as jy in regstanding is met God en jy bring jou gebed voor God, elke gebed van elke gelowige wat nog ooit gebid is, wat in regstanding is met God, sy gebed sal daar wees voor God, Het sy dit al vervul is of nog nie vervul is nie. OK.
Vader, baie dankie Here dat ons soos gemeente kon saam die tekens neem vanoggend, Vader. Dankie Here dat ons ook in herinnering kan bring, Here Jesus, U volmaakte offer aan die kruis van Golgotha. Dankie Here vir die woord. Dankie Here dat ons kan weet en kan besef, Here, dat die vrug van die Gees, my God, wat ons as U kinders moet dra, Here, laat dit in alle tye gevoed sal wees deur die lewensaar, Here, wat die Heilige Gees is. Dat die vrug wat ons dra, Here, vir mense sigbaar sal wees daar buite. Dat die vrug wat ons dra, Here, nie sal begin verlep nie, Here. Dat ons blare nie sal begin geel word, Here, en afval nie, Vader. Here, dat dit nie sal op die grond val, Here, dat niemand sal eers weet, my God, dat ons 'n kind van die Here is nie. Ek bid vanoggend, Here, dat elkeen van ons, daar waar ons onsself bevind, Here, laat ons vrug duidelik sigbaar sal wees vir die wat nog nie in die koninkryk is nie, Vader. Vir die wat nog wik en weeg, Here. Vir die wat nog in die wêreld is, Here. En Vader, dat hulle sal vra, Here, wat het jy? Ek wil dit ook graag hê. En dat ons dan met boldness kan verklaar, Here, dat ons het Jesus. Ons het Jesus, Here. U is die een wat die verskil maak. U is die weg en die waarheid en die lewe, Here Jesus. En niemand kom na die Vader toe, behalwe deur U nie. En ek kom staan vanoggend, Here, teen elke valse lering daar buitekant, my God. Here, die wat verklaar, my God, there's many ways to God. Here, kom sny dit af in Jesus naam. Here, U kom sê vir ons duidelik, Here, daar is geen ander manier nie, daar is geen ander weg nie. U is die weg, Here. 'n hoofletter W vir weg. U is die weg. U is die pad waardeur ons moet gaan, Here. En partymal moet ons ook, Here, ons eie kruis opneem en hierdie pad stap, Here. Ons gaan die ou vlees, my God, moet af lê en neer lê, Here. En soos die vrug van die Gees, Here, soos ons dit beoefen elke dag, Vader, Here, sal dit mekaar voed. Liefde sal geduld voed, Here. Verdraagsaamheid sal goedhartigheid voed, Here. Dit sal mekaar voed, Vader. En daai vrug, my God, sal groot raak en sal swaar raak, Here. En ons takke sal begin hang, Here, omdat ons geanker is, Here, en gevoed word, Here, deur die lewensaar, Here, deur die Heilige Gees van God, Here, in ons lewens, Vader. En ek bid vanoggend, Here, dat U naam, Here, deur dit alles geheilig sal word, Vader. Here, dat geen mens, Here, sal roem op enige iets, my God, waar U die eer moet kry nie, Vader. Here, ons kom staan teen hoogmoed, my God. Here, U sê in die woord, Vader, dat U verag die hoogmoedige, my God. Maar U het genade, Here, vir die wat barmhartig is, Here, die wat nederig is voor U, Vader. En ek bid vanoggend, Here, dat ons regtig waar in nederigheid voor U sal kom vanoggend, Abba Vader. Here, dat ons dit waarmee ons sukkel, Here, in nederigheid, my God, voor U voete sal kom neerlê, Jesus. En vra, Here, gee 'n deurbraak, Vader. Wees my genadig, Here. Bring uitkoms, Here, in hierdie situasie, my God, waar ek nie die lig sien nie, Vader. Mag U naam, Here, in dit alles, Here, verheerlik word. Ons loof en ons prys U, Vader, en ons eer U kosbare naam, Here. Ons sê vir U, dankie, Jesus. Dankie vir U offer aan die kruis. Here, U het dit een keer geoffer, Here, en dit is nie nodig, Here, dat dit weer geoffer moet word deur enige persoon, enige menspersoon, die Vader. En daarvoor sê ons vir U dankie in Jesus naam. Amen. Amen.